Goeiemôre. Môre, dis lekker om julle almal te sien. Ek het probeer dink hoe lank terug ek laas hier was op pad hiernatoe, maar dit is regtig lekker. Hoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons regtig goed ken en dat U regtig lief is vir ons. Dat U van ons hou. Dat U aan ons vashou ook, selfs al kan ons nie eens aan U vashou. En dat ons U die hele tyd ontdek op die vreemdste plekke in ons lewens as ons dit waag om te kyk. Ons bid dat U ons tyd saam sal seën in Jesus se naam. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Gees. Ons gaan nou nog 'n loflied sing, kom ons staan lekker en sing. Ons leef ons lewens van een groot oomblik na die ander. Miskien soos jy vanoggend hier sit en dink jy het 'n vergadering of daar's 'n byeenkoms of 'n familiebyeenkoms of 'n ding of 'n gesprek of jy dink oor jou finansies of oor, jy weet as jy leef en dan dink jou gedagtes, jy's nog besig hier met 'n ding, dan spring jou gedagtes na die volgende groot ding. En daarom en ons wil baie keer fokus op as ons vra hoe gaan dit en so aan op die groot goed in die wêreld. Die politiek en die ekonomie en die groot magte en goeders in die wêreld. Maar die waarheid is, ons lewe eintlik
nie ons lewens in die groot oomblikke. Die groot oomblikke gaan so al verby. Jy weet, as jy terugdink, dan was al in die groot oomblikke. Maar die grootste deel van ons lewens leef ons uit in die klein deeltjies tussenin. En die Bybel praat oor groot en belangrike goed. Die Bybel praat oor goed soos konings en heerskappy, lande en verskillende politieke bestelle, jy weet, en dan was dit die heerse en dan daai heerse. En die Bybel praat oor goed soos oorloë en rykdom en oor Salomo, jy weet, al die geld wat hy gehad het, al die vrouens wat hy gehad het, en hoe belangrik hy was. En die Bybel praat oor die reus genaamd Goliat wat oorwin is. Maar die Bybel praat ook oor die mag van klein dingetjies. En miskien moet ons vanoggend bietjie daaroor saam dink. Oor die klein goedjies, die goed wat nie so baie aandag kry nie, die goed waarby mense nie so baie dink nie, die goed waar mense nie altyd praat nie. Die minder belangrike goedjies in ons lewens. Nou aan die een kant waarsku die Bybel oor die klein goedjies. Dit sê wees versigtig vir die klein goedjies. Klein goedjies kan 'n groot invloed hê. Julle ken seker daai teks en ons dit baie van die goed in die Bybel word ons al later eintlik 'n spreekwoord oor die klein jakkalsies. Nou waar kom daai vandaan? Dis in Hooglied waar die man en sy bruid praat en dan sê hy, en ek wil dit vir julle lees, Hooglied 2 vers 25. Hy sê vang vir ons die jakkalsies, die klein jakkalsies wat die wingerde verleeuw, ons wingerde wat al bot. So waaroor gaan dit? Klein jakkalsies. Sê, jy moet daar goed klein doodmaak terwyl hulle klein is, want as hulle groot is, gaan hulle meer skade. Die klein dingetjie wat jy toelaat in jou lewe wat verkeerd is, kan 'n groot effek hê later. Jakobus, ons het al hier daaroor gepraat, waar Jakobus praat oor die mag van die tong. En dan sê hy interessante goed, hy sê, tong is maar 'n klein dingetjie. Dus as jy roer van 'n skip, relatief tot die grootte van daai olietankskip, is die roer baie klein, maar dit het 'n groot effek op die skip. Hy sê daar in Jakobus 3, hy sê, dink maar aan skepe, alles hulle baie groot, en alles die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. Soos die tong ook, maar 'n ou klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Ek bedoel, hoe klein is 'n vuurtjie? En hoe groot het kan 'n veld brand? Dan sê die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat 'n mens se hele lewe besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand. En so word dit in die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop en vlieg en kruip en swem, en dan praat hy van elke soort dier. Dan sê elke soort dier kan getem word, maar wie kan die tong tem? Die tong tem. Dis nog ons die tong, loop. So die tong het hierdie effek. Groot effek, maar is 'n klein dingetjie. En ons weet almal hoeveel skade woorde al gemaak het. Iets wat mense dit onbenullige ding wat jy sê, man, dit is so moeilik om daai ding weer reg te maak. Ek dink 'n klein insident eintlik dit was die tuin van Eden, die vrug wat hulle geëet. Ek vertel dit vir die kinders al by ons, dan sê ek die verlore seun se storie is, jy weet hy's eers as hy net so bietjie van die pad af. Hy gaan vra nou al sy erfgeld. Maar dan as jy kyk, as jy nou so 'n bietjie van die pad af is en dit gaan aan, waar gaan dit eindig? Jy weet, is nou 2 cm, later is dit 4 cm, dan sê ek vir hom, as jy nou al drink tot jy vaak is en slaap tot jy dors is en jy is nou weer 17, waar gaan jy wees as jy so oud soos ek is? Is daai pad, as daai gaping net aanhou groter word? Dis nou nog beheerbaar, dis nou nog klein. Ek het een keer 'n heroïne addict by een van ons byeenkomste aangekom, totaal heroïne verslaafd, op die straat geslaap, sy vel was oral vol gate ingeval, nou en dan sy daar na die publieke hospitaal toe, en hy het nie meer baie tyd oor gehad. En jy weet, ons kry mos altyd die polisie of iemand om met die kinders te praat, of ou wat skoon gekom het, weet hy die berg of wie ook al, om met die kinders te praat oor dwelms. En daai dag kry ek 'n idee, maar die ou is vreeslik eerlik, jy weet, en hartseer. Ek sê vir hom dat jy nie met die kinders praat oor dwelms.
Dus ek sê jy kon daai oggend, daai aand, dit is 'n aanding, jy kon 'n speld oorval. Hy staan daar, hy sê vir hulle weer wat, ek dink nie, ek gaan nie dit nie, ek dink, ek het al so baie keer probeer, ek is 'n ou heroïneverslaafde. Ek het alles verloor, ek het niemand in my lewe. Ek slaap vanaand op straat, ek belyk my vel. En hy sê vir ek wens ek het weer daar gesit en daai verslawing 'n klein probleempie was in my lewe. Ek wens ek het daai jakkals doodgemaak toe hy klein was. Dit was seker die beste praatjie ooit. Jy weet as jy nou al tekens van jou pa se aggressie in jou lewe sien, as jy nou al tekens sien van iets wat kan groot word, daai klein wit leentjie word op die ou einde, as jy die gewoonte het om nou en dan jouself te laat wegkom met wit leens groei. En moeilikheid groei saam met leens. Baie dinge in ons lewens, die mag van verslawing groei. Weet as jy verslaaf is aan iets, maak nie saak wat dit is, dit sal nooit makliker wees as vandag om op te hou nie, want oor 'n week is jy meer verslaaf, 'n week meer verslaaf. Maak nie, daar's nie waarskuwing oor die klein goedjies. Die klein goedjies, wat jy toelaat in jou lewe, kan op jou en kan groei, kan 'n groot effek. Jy kan nou 'n klein krokodilletjie vir 'n troeteldier aanhou, as ek 'n studente toe, potgeswat is. En dan later, dan is daai ding, dan is dit nie jy wat hom aanneem nie, hy begin jou aan. Dit is hy te groot, want hy is gevaarlik. In die begin is jy gevaarlik vir hom. As jy hom toelaat, raak hy gevaarlik vir jou. Dit is die een kant, die Bybel praat in negatiewe taal, waarskuwingstaal oor klein goedjies. Die klein dingetjies in ons lewens wat ons toelaat. Maar die Bybel praat ook in positiewe taal. Oor en oor, veral wanneer Jesus praat. Jesus het baie gepraat oor die mag van klein goedjies. Matteus 18, julle ken tog hierdie teks te goed. Matteus 18 vers 1 tot 5 staan daar. Daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: wie is die belangrikste in die hemel? Dis mos nou wat hulle die hele tyd vra. Wie is die belangrikste in ons groep? Wie is die belangrikste in die koninkryk? Wie is die belangrikste in die hemel? En Jesus het 'n kleintjie nader geroep en intussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek is julle, as julle nie verander en soos kindertjies word, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemel aangaan. Wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy sê nie wie glo soos die kindjie nie, hy sê wie homself gering ag, homself as klein sien soos hierdie kindjie. Hy is die belangrikste in die koninkryk. En wie so 'n kindjie my ontvang, my naam ontvang my. Matteus 20, ons sien ons hierdie disippels, ja, hulle loop saam met Jesus, hulle hoor alles wat hy sê, hulle sien wat hy doen, en dan kry die ego ook maar in, selfs in daai groep. Dan Matteus 20 kry ons die storie van die vrou van die seun van Zebedeus. Sy het met haar 2 seuns by Jesus kom kniel en vir hom 'n guns gevra, as die ma van 2 van die disippels. Sy het gedink ek moet toekomsbeplanning doen. Jy weet, as hierdie man, hy het powers, hy kan mense genees, hy loop op die water, ek dink hy het 'n goeie kans dat hy die koning gaan word eendag. En ek wil hom seker maak, ek wil nou seker maak, ek soek die regte voet met hom en my seuns gaan goeie posisies hê. Die groot goed moet in plek wees. Sy wil hom 'n guns vra, wat kan ek vir u doen? Vra Jesus vir hom. Sy sê vir hom: beloof my dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk langs u mag sit, een aan die regterhand en een aan die linkerhand. En Jesus, dan as Jesus vir haar jy weet nie wat die lydingsbeker gaan wees wat ons drink nie. En dan antwoord die seuns en sê ons kan, en sê Jesus, ja, julle gaan my lydingsbeker drink. En dan staan daar op die einde na oor hierdie vraag. Die ander disippels nou gehoor, hulle het gevra, hulle wil nou die 2 belangrikste mense wees, die 2 weerskante van die troon. Want hulle het gedink 'n aardse troon daai tyd. En toes, in plaas van dat hulle dink, jene, maar dis 'n simpel argument, wat is hulle reaksie? Hulle is kwaad vir die ander 2, dat hulle nou gaan katvoetjies soek het by Jesus nie. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die 2 broers. Jesus roep hulle toe nader en sê: julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regerings oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie.
Elkeen in julle kring wat wil groot word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Soos dit ook in die seun van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus kry altyd die idee dat die wêreld van onder af verander. Jy weet, jy kan politieke en ekonomiese voorwaardes stel en sê, maar as ek ryk is eendag, as ek belangrik is eendag, dan sal ek dan maar vreeslike goed vir die Here doen. Die vraag is, lyk my, en as jy dit nie is, sê nou jy nie so baie geld. Dit is interessant dat dwars deur die eeue, as die kerkgeskiedenis lees, het die kerk die grootste verskil gemaak oor die minste geld gehad het, die minste eiendom gehad het, en amper geen politieke mag nie, maar die teenoorgestelde van politieke mag, hulle is vervolg. Te sê maar, as jy klein is, en as jy weerloos is jy nie in 'n slegte posisie om die wêreld 'n beter plek te maak. Want 'n mens regeer nie die wêreld reg nie, jy dien hom reg. En miskien wou te veel van ons het gedink, ons Here het ons geroep om konings in Afrika te wees, en hy het ons al die tyd geroep om dienaars in Afrika te wees. En as jy gedink het jy wil 'n koning wees, dan dink jy, nou is my tyd verby, want ek kan nie meer koning wees. Maar dit maar net omdat jy die evangelie misverstaan, en miskien nog nooit vir jouself regtig gelees wat Jesus sê. Want as jy sê, ek moet 'n dienaar wees, dan het jy baie geleentheid in hierdie land. Maar ongeag, nie net ongeag van al die moeilikheid en chaos nie, maar as gevolg daarvan, want 'n dienaar is nodig waar daar chaos is, waar dit vuil is, waar dit stikkend is. Dis wat dienaars doen, hulle maak reg, hulle maak skoon, hulle maak beter, hulle maak gesond. Jesus sê, hy sê dit is sy disippels, die apostels. Matteus 13, dan praat hy oor die koninkryk van God. En daar het hy gesê, die koninkryk van God. Dit is die koninkryk van God, wat op die ou einde alles oorheers. Maar dan vertel hy hoe die koninkryk kom, dan dink jy, dit is 'n massiewe, groot ding. Dit is amper so groot, ek weet nie of jy al baie tyd voor goed gestaan en dan dink jy, ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Weet spreek as ek sien hoe hulle 'n gebou bou, 'n groot gebou, of 'n skip bou, dan dink ek weet nie, ek kan my nie eens imagine hoe doen jy dit. Waar begin jy dit? En miskien kan hy so voel ook vir die idee van die koninkryk. En dan sê Jesus, die koninkryk van die hemel, Matteus 13, soos 'n mosterdsaad, wat iemand gevat in sy land geplant. Dis die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplant, en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kon nes. Ek dink ons het al voorheen oor daai teks gepraat. Maar hy sê dit is klein, en onthou hoekom gebruik hy die mosterdsaadjie? Duidelik, gebruik hy die mosterdsaadjie as 'n voorbeeld, as gevolg van hoe klein 'n mosterdsaadjie is. Hy wil 'n punt maak, van hoe groot goed kan groei uit 'n klein saadjie. En dan sê hy natuurlik, hy sê dit gaan so groei, daai klein saadjie groei dat hy 'n hele bos word, waar voëls nes maak. Nou hulle was almal boere, so vir voëls wat nes gemaak het, was nou nie goeie nuus nie. En eintlik wat hy praat is, hy sê, maar die vroeë kerk, wanneer die evangelie versprei, gaan dit eintlik disrupt, dit gaan die teenoorgestelde van die kultuur van die tyd wees. Dit gaan eintlik 'n nuwe wildernis wees, nee, iets vryer is as die sogenaamde beskawing. Dit gaan deurbreek, dit gaan mense eintlik ontstel partykeer. En baie keer sê Jesus hierdie goed nie sodat dit so sal wees nie. Jy weet, wanneer Jesus, daar's mos 'n vers wat sê, jy weet, ek kom nie met vrede nie, ek kom met die swaard, en man en vrou sal vir mekaar kwaad wees, en broer en suster en so aan. Daar's baie keer sulke erge goed wat daar staan, en ek dink ons misvertaal dit partykeer. Ons kan nie die stemtoon hoor, jy weet, en ons kan nie, daar gaan baie goed fout in vertaling, aksente verskuif. Ek dink wanneer Jesus dit sê, dan sê hy nie, ek kom sodat, of dis my wil dat daar onvrede sal wees nie, dis 'n blote observasie
dat wanneer iets so teen die kultuur in 'n selfsugtige wêreld, mense onselfsugtig lewe, in 'n wêreld waarin mense hoogmoedig is teenoor verskillende rasse en verskillende ekonomiese groepe, wanneer mense gaan oor daai grens beweeg, gaan dit mense ontstel. En eintlik wat hy net sê is, dis my observasie, dat dit die noodwendige gevolg hiervan gaan wees. Natuurlik sê hy sy wil baie duidelik, dat hy wil eers met vredemakers wees. Maar dan sê hy, weet jy, my wil gaan nie altyd gebeur. Het gaan soos 'n swaard wees in die evangelie. Dit gaan skeiding bring partykeer tussen mense. En hy waarsku ons eintlik, hy maak 'n observasie, en hy sê die koninkryk sal soos 'n wilde stryd wees, 'n ongewilde plant, waar die voëls gaan nes doen. Maar hy sê ook op 'n ander plek, ons moet leer by die voëls, nee, by die lelies. Ek onthou ek moes een keer in die Parel het ek 'n reeks gedoen aan die Kaap. En nou moet ek gaan bid ek so 'n bietjie voor die tyd. Ek dog dat ek nou sommer net so 'n bietjie stil raak, sterk skemer, en daar by die Parelrots, as jy nou daar opgaan na die Taalmonument en dan daar so uitkykpunt, hoef jy in te gaan, jy kan nie daar buite staan. En ek gaan staan daar, en dit was daar in Suiderparel, so dis net daar onder, sien jy die kerkie, en ek sien die ou kerkie. Maar nou sien jy die hele Parel. Ek weet nie wie van julle was al dan, jy sien die hele Parel. Dit is eintlik nogal 'n groot plek. Dan sien jy nou die groot geboue, en dis die hele gebied sien jy daar in die verte, jy sien die hoofstraat, jy kyk so in die hoofstraat in. Jy sien al die restaurante, jy sien daar duisende mense wat so loop, die karretjies, amper soos wanneer mens vlieg, nee. Jy sien die karretjies ry en die mense loop. So ver as wat jy so afkyk hier na die linkerkant, toe strek daai dorp. En hier en daar sien jy 'n kerktoring en allerlei geboue en goed. Honderde duisende huise. En ek dink by myself, so ek gaan nou vanaand by daai groepie mense in daai gebouetjie, dat ek nou praat. En ek raak so amper mismoedig. Ek dink, wat maak dit nou saak? Kyk hoe vol mense is hierdie strate. Kyk al die ander goed wat hier aangaan. Wat gaan dit nou saak maak, daai klein kerkgebouetjie? En daai uur wat ons nou saam is, en daar gaan miskien 100 of 200 mense wees. En toe dink ek, maar dit is die storie van die koninkryk. Dit is 'n mosterdsaai. Dit is nie 'n groot ding wat gebeur. Dit is 'n klein dingetjie wat gebeur. En dit was die verhaal van die vroeë kerk. Dit was so onsigbaar klein, dat ons eintlik baie min geskrifte uit daai eerste 100 jaar na Christus het, wat oor die Christene geskryf is. Hier en daar 'n keiser of so wat Christene vervolg het, maar vreeslik min. Dit was klein, dan vir al die eerste 50 jaar of so. En dit was weerloos, en mense het gedink, julle verkondig 'n groot boodskap, maar julle is daarom maar klein. Was geen manier. En dan groei julle so dat binne 'n relatiewe kort tydperk die magtige Romeinse ryk op sy knieë op die hele wêreld eintlik vir 'n ruk lank godsdienstvryheid het. Die Christene in ontplof van 'n paar duisend na 20 miljoen mense. En dit was baie aan daai tyd, want die wêreldbevolking was min. Maar klein, nietige saadjie. Jy weet, mense sal baie keer op die TV na een van die televisieprediker kyk, of by van die wille kerke, die smart kerk, en dan sal jy hoor hoe die ouens praat, en dan sê hulle, jy moet groot geloof hê. Dan sal hulle sê, jy word nie genees nie, want jou geloof is nie groot genoeg. Of jy kry nie, jy weet, gaan nie goed met jou finansies nie, want jou geloof is nie goed genoeg. Wel, eintlik as jou geloof goed genoeg is, jy waarskynlik meer geld weggee as kry. As Jesus jou standaard is. Jou geloof sal jou meer onselfsugtig. Maar dan maak hulle, dan voel jy eintlik so skuldig, of voel jy, ja, as ek net genoeg kon glo, dan kon ek ook dinge sien gebeur. Maar dan kom Jesus, en dan sê hy op 'n ander plek, dan sê hy, praat hy weer oor 'n mosterdsaadjie. En dan sê hy nie, jy moet groot geloof hê. Hy sê, jy moet klein geloof hê. Hy sê, jy hoef groot geloof te hê om God te sien werk. Nee, hy sê, as jy geloof net so klein soos 'n mosterdsaad, is dit nie wonderlike troos nie. Jongen, dit troos my. Want ek dink net, geloof is genoeg. En ek sal julle sê, hoekom ek dink dit is so.
Want die ouens wat praat groot geloof die hele tyd praat, hulle vertrou op hulle geloof, op die grootte van hulle geloof. Maar klein geloof vertrou op die grootte van God. Dit sê hemel, as God nie genadig is, goeie genigtig, my geloof is so klein, as God nie genadig is nie, gaan hier niks gebeur nie. Dit verreken hoe klein ons is. Klein geloof plaas sy geloof in God, groot geloof plaas jou geloof eintlik in jou geloof. Ons het al een keer daaroor gepraat, en ek hieroor, ons bid nie omdat ons 'n gebed glo nie. Party mense sal hulle het as allerlei boeke daaroor geskryf. Dit is amper asof jy net die regte manier moet bid om God te beweeg. Ek dink dis 'n verkeerde manier om te dink oor gebed. Ons bid nie omdat ons in gebed glo nie. Ons bid omdat ons in God glo. En daar is 'n groot verskil. Seker een van die mooiste tekste vir my hieroor is die man wie sy seun besete is en hy wil hê Jesus met sy seun genees. En dit is 'n tragiese storie, hierdie pa het al alles probeer. En dan sê hy vir Jesus, as hy iets kan doen, doen dit asseblief. En dan sê Jesus die volgende woorde, Matteus 9 vers 20 tot 23. Dis nou Jesus wat praat. Hy sê, as jy iets kan doen, sê hy, antwoord Jesus. Dan sê hy, vir die een wat glo, kan alles. Maar hoor dan die pa se antwoord. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Yes. Dan dink ek aan dit bid. Hierdie pa het 'n wonderwerk gesien gebeur. Nie omdat hy groot geloof gehad het, maar omdat hy klein geloof gehad. Wat roep hy uit? Hy sê, ek glo. Dan sê hy in die volgende sin, help my in my ongeloof. Hy is eerlik voor God. Hy kom met sy klein bietjie geloof, in eerlikheid voor God. Dit is nie wonderlik nie, dat as jy dink, maar ek twyfel die laaste tyd, ek gaan twyfel oor goed. Dink maar, jy kan jou klein bietjie geloof voor God, daai bietjie wat nog oor is, en hy kan dit laat groei, daai mosterdsaadjie. Ek onthou, ons is by Eka, ons het hierdie, onthou ons met 'n R20.000 budget 'n jaar begin het. En dan was ons nogal dankbaar oor al hy geld. Hoe ons as ons 'n nuwe huis op 'n plek begin, dan is ons altyd, tot vandag toe, dan moet ek nou baie keer nou half konsulteer, dit is nou 'n nuwe huis in die Kaap begin, of 'n nuwe huis in Johannesburg begin vir kinders en dan het ons nou praat met die gemeente saam met wie ons het doen, hoe gaan ons dit doen en so. En weet julle wat is amper die go-to beste raad wat 'n mens ooit kan gee met hierdie tipe van goed, is begin klein. Vat 3 kinders in, 2 mense wat help, 3 kinders, gewone huisie. Weet, ons het nou 'n klomp pastoreel tot bekering gebring aan Valeria, in die Kaap en so aan. Waar dominee en sy vrou en 1 kind gebly, by dan nou 13 mense daarby in die huislands by Winst. 13 meisies, hoërskoolmeisies bly. Maar dit het nie groot begin, dit het klein begin. Dis die mooiste om, ek moet nou baie keer vir kerkbode, dan skryf ek so 'n profiel oor mense, interessante mense wat baie keer baie groot goed reggekry het. Maar een van die interessante goed is die klein begin wat hulle gemaak. En baie keer hoor hulle nie net 1 keer klein begin het nie, maar 'n paar keer klein moes begin, voordat hy uiteindelik toe nou begin groei het. 'n Slip ou gaan nie net 1 saadjie plant, nie, hy gaan sy kanse goed beter maak, nie, hy gaan 'n paar saadjies plant. En hy gaan aanhou saadjies. En hy gaan leer. Lyk my alles wat die moeite werd is eers moeilik voor dit maklik is, voor dit begin werk. Jy weet, die beste kunstenaar, kom ek sê jou nou dit. Sy eerste perd wat hy geteken het, het waarskynlik gelyk soos 'n seebond. Dit is interessant, dan kry jy die kunstenaar dan sal 'n boek of 'n storie daaroor geskryf op 'n YouTube video en dan wys hulle toe hy 'n kind was, sy eerste skets. Hy lyk daai perd soos 'n brandseebond. Hy moes ook maar klein begin. Dit is ongelooflik wat God kan regkry met gewone, weerlose, klein, gewone mensies se krippelpogings. Dis die storie van die Bybel. God gebruik dikwels Dawid
'n klein Dawid om 'n groot Goliat te verslaan. 'n klein kerkie om die magtige Romeine se ryk op sy knie te bring. En ons is ook deel van daai storie. Die mooiste samevatting seker van hierdie boodskap is in Sagaria 4 vers 10. Ja, hulle moet nou herbou en so aan, en is 'n groot taak, en is 'n groot krisis, en dan sê die Here, moenie die dag